gaan ons alweer oor sosiale media. Het ons nou nie al genoeg daaroor gehoor nie? Het ons nou nie al genoeg daaroor gepraat nie? Wel, lyk my nie so nie, want ons lewens en ons gewoontes het nog niks verander nie. Inteendeel, dit word net erger. Hoe is dit dat ons fone ons vreugde steel? En nou dink ek dadelik, daar's van julle wat dink, nou, my foon steel nie my vreugde nie. My foon maak my verskriklik gelukkig. Nou, as dit so is, as dit die waarheid is, hoekom is dit so dat navorsing op navorsing wys vir ons deesdae dat alhoewel ons so gekonnekteerd is in hierdie generasie waarin ons lewe, neem angs toe, depressie neem toe, eensaamheid neem toe. Hoekom is dit so as die foon ons so gelukkig maak? Nou kom ons kyk, wat doen ons fone regtig met ons? Nou, sommige dinge in die lewe is net te belangrik vir 'n brief. Sommige dinge in die lewe is te intiem om vir iemand te sê om dit met 'n WhatsApp te sê. En baie goed is net te heilig om 'n skerm daarvoor te gebruik. Baie goeders is nodig aangesig tot aangesig. Maar hierdie aangesig tot aangesig is nou iets, daai oomblikke van aangesig tot aangesig is besig om al minder te word. My pa is 'n paar jaar gelede oorlede, Jimmy se ma, die begin van die jaar. En dan is dit so dat 'n mens se foon ontplof met boodskappe, né? Kry baie boodskappe. Kry baie mooi boodskapies en emojis en selfs oproepe. En dit word so ongelooflik waardeer. Dis kosbaar. As ek terugdink aan 12 en 'n half jaar gelede, die oomblik toe die deurklokkie lui. Ek sal dit nooit vergeet nie. Toe 'n klompie mense onderskynlik 'n draaitjie gemaak het. Ek kan sê dit is so op my een hand. Kan ek tel. Daai besoeke sal seker in 'n mens se geheue ingebrand wees. Vir altyd. En sekerlik sou mense dit nie opgemerk het dat nie mense nou nie gekom het nie. En of dis ook iets waaroor 'n mens kla, niemand het nou gekom nie. Niemand het persoonlike draaitjie kom maak nie. Dis nou nie iets wat 'n mens sou sê nie, maar die feit dat 'n klompie mense opgedaag het dit so uitsonderlik gemaak. En 'n mens besef, mense vandag is besig. En mense weet nie wat om te sê nie. Mense voel ongemaklik of dink jy's te besig. Maar ek dink ons het die krag van teenwoordigheid het ons verloor. Ons het die heiligheid van om op te daag vir mekaar. Ons is besig om dit te verleer. Die van julle so oud as ek en ouer sal onthou, in die verlede toe iemand 'n babietjie gekry het, as vriende van jou 'n babietjie gekry het. Kan jy onthou, wat het ons gedoen? Jy het 'n lasagne gemaak of 'n bobotie, en jy het letterlik in jou kar geklim, en jy het dit vir hulle gevat. En jy het dan nog daar oor die babietjie geoe, en gea oor hoe mooi die babietjie is. Dink julle? Wat doen ons nou? Ag, hulle sal oorleef. Daar's Uber Eats. Hulle kan kos bestel. Of jy bestel maar vir hulle Checker 60, laat hulle dit net daar by hulle aflaai. Ja, ons het vergeet. Ons het vergeet dat die krag lê in teenwoordigheid. En wanneer ek nou vandag weer gesels oor sosiale media, is dit regtig nie dat ek teen digitale kommunikasie is nie. Alles behalwe ons lewe is op die foon, ons werk is op die foon. Dis glad nie dit nie. Tegnologie is ook wonderlik. Dit het sy wonderlike eienskappe. Dit bring ons in koneksie wel met mense oor die wêreld heen, kan ons met mense gesels wat ons nie fisies van aangesig tot aangesig sien nie. En ook geestelik op 'n manier is ons vandag verbind. Geestelike manier is mense verbind vandag aan die kerk en op 'n ander geestelike gemeenskap. So daar's baie voordele van tegnologie. Maar
So net een ding onthou. Dan tegnologie moet altyd 'n aanvulling wees. Moet altyd 'n aanvulling wees en dit moet nooit 'n vervanging wees vir menslike interaksie nie. Vir daai aangesig tot aangesig oomblik nie. Want as jy nou baie mooi daaraan dink. God het nie net vir ons 'n geskrewe woord gestuur nie. Hy het nie net vir ons 'n brief gestuur nie. Hy het vir ons die woord het vlees geword. Mens geword en tussen ons kom woon. So sê Johannes 1 sê vir ons dit in die begin, in die heel begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Dink daaroor, Jesus is die fisiese beliggaaming van 'n regverdige en 'n heilige God. God het nie net vanuit die hemel uit geskree dat hy vir ons lief is nie en dat hy vir ons omgee nie. Nee, Jesus het fisies mens geword, aarde toe gekom om vir ons te kom sê en vir ons te kom wys dat hy vir ons lief is. Want party goed is net te belangrik om van aangesig tot aangesig te moet gebeur. Party goed is net te belangrik en kan nie geskryf word nie, maar moet gewys word. En tog sit ons hier, gelowiges, luister, 2000 jaar later. Ons glo die Bybel, ons glo God, ons glo Jesus. En wat doen ons as ons bang is of angstig is of alleen is? Ons skraal. En ons kyk. En wat sien ons? Wat sien ons? Ons sien almal ander se lewens lyk so agter mekaar. Kyk al een se cool skoene. Kyk daai mense, hulle is al wraggies weer op vakansie. Kyk daai mense, hulle is al weer op 'n date night. Of daai mense het nou weer, daai een is verloof. Daai mense het nou weer 'n baby reveal. En so gaan ons aan en ons kyk en almal se gesinne lyk so perfek. En hier sit ek en ek voel pateties. Wat doen ek? Ek weet al kort iets in my lewe. Maar wat doen ek? Ek hou nou maar net aan. En dan iewers tussen al die kommentaar en tussen al die likes en die speletjies en die e-posse en die reels, dan tref dit my. My feed, skus die Engels, my feed is vol. Maar my siel is leeg. Iets kort. En ons sê ja, ons is die mees verbinde, mees gekonnekteerde generasie van alle tye. En tog bly die statistiek vir ons wys. Ons is meer angstig, meer eensaam en meer depressief. So iets klop nie hier nie. Iets is af. Iets klop nie. Jy weet iets is verkeerd, maar jy weet nie wat nie. Studies wys vir ons dan die gemiddelde volwassene. Gemiddelde volwassene spandeer 7 ure agter die skerm. Jong mense tussen 7 en 9 ure 'n dag. Nou dink daaroor, as ons aan die einde van ons lewe gaan kom, nê? En ons kyk so terug oor ons lewe en ons moet nou sê, wat het ek nou gedoen met hierdie lewe wat die Here vir my gegee het? Dan gaan ek en jy moet sê dat ek het 1/3 van my lewe. 1/3 van my lewe het ek na 'n skerm gesit en staar. En gekyk na mense wat ek 10 teenoor nie eens ken nie. Se lewe. 68% van mense ervaar stres wanneer hulle en hulle fone van mekaar verwyder is. Wat gebeur wanneer jy jou foon by die huis vergeet? Oeg, dis die einde van die wêreld. Nee, as jy badkamer toe moet gaan sonder jou foon. Oef, dis skrikkelik. Die feit is dat daar's tot 'n naam vir dit.
om van jou foon geskei te word, die vrees om van jou foon geskei te word, daar's 'n fobie vir dit. Nomofobia. Daar's 'n fobie. Dit is skrikkelik. Byna 40% van volwassenes vandag erken dat hulle fone hulle eensamer maak. En dat 1 uit 3 mense sê hulle het niemand wat hulle mee kan praat, wat hulle vertrou nie. Maar gaan kyk op Facebook en sien jy, maar hulle het verskriklik baie vriende. Maar ek het niemand waarmee ek kan praat nie. Dink net daaroor julle. Jesus het tog nie gekom om te ly, te sterf, die dood te oorwin, sodat ek en jy kan terugkyk op ons lewe en sê ek het 1/3 van my lewe spandeer aan 'n skerm nie. Maar wat gaan ons daaromtrent doen? Rondom ons, met kinders in ons huise, die van julle wat nog kinders het, of kleinkinders het, daarom is die boodskap vir almal. Die boek The Anxious Generation deur Jonathan Haidt. Hy sê so waar ding, hy sê een van ons grootste probleme lê by ons as ouers. Ons oorbeskerm ons kinders wanneer dit gaan oor ons fisiese wêreld. Dan oorbeskerm ons hulle. Maar wanneer dit gaan oor die digitale wêreld, onderbeskerm ons hulle. Dink daaroor. Was jy in 'n karstoeltjie toe jy 'n babatjie was? Jy? Nee, dalk jy. Meeste van ons het daar agter in die kar rondgeval. Nou, het jy 'n karstoeltjie, dis 'n verpligting. 'n Sitplekgordel sal jy aansit. Jy sal vir my sê op Live 360 waar jy is. Jy gaan met 'n helmet gaan jy fietsry. Jy gaan alles in jou vermoë doen. Daar's baba monitors in die kamer. Ons bubble wrap ons kinders. Ons doodbekommerd as ons hulle in hierdie fisiese wêreld uitstuur, né? En dan, as hulle so 10 jaar oud is, nou oordryf ek, want dit is gebeur vroeër. As hulle 10 jaar oud is, dan stop ons so ding in hulle hande. En ons gee hulle onbeperkte toegang, 24/7 tot alles. En ook pornografie. Ons plaas in hulle hande, plaas ons 'n konstante stroom van digitale dopamien, wat angs, depressie en vergelyking dryf. Ons gee vir hulle iets wat hulle so kwesbaar maak vir skadelike algoritmes. Algoritmes wat ontwerp is om jou verslaaf te maak, om jou aandag af te lei, en om hulle leuns te voer oor hulle identiteit. Ons beskerm hulle aan die buitekant, en ons sit ons hierdie in hulle hande. Van 2010 af wat die fone ons wêreld geïnfiltreer het ons 'n omgewing geskep wat fundamenteel ongesond is vir ons jong mense en ons, maar veral ons jong mense se breinontwikkeling en hulle sosiale ontwikkeling. Ons het dit gedoen. En die skokkende deel hiervan is dat meeste van ons, my insluitend, het in dieselfde struik getrap. Dieselfde goeters, dieselfde afleiding, dieselfde verslawing, dieselfde leuns wat hulle beroof ons ook. En die ergste van alles, hier kom die skokker. Ons het dit nie net vir hulle gegee nie, ons het dit vir hulle gemodelleer. En tog is ons vandag tevrede. Ons is vandag heeltemal tevrede om op 'n skerm vir mekaar om te gee. Om deur 'n skerm vir mekaar om te gee, in plaas van aangesig tot aangesig. Handelinge 2 sê vir ons, hy som dit so mooi op, hy sê al die gelowiges was saam. Hulle was saam, hulle was 'n eenheid, hulle het saam alles gedeel, hulle het saam gebid, saam hartseer, saam bly, saam gehuil.
Hulle het vir mekaar omgegee en mekaar gehelp. Dit was nie ongewoon nie, dit was revolusionêr. Die status quo is op sy kop gedraai. Nu skokkend sal dit eintlik nie wees as Christene vandag in ons tyd ook weer saam is nie, 'n eenheid is nie. In plaas van dat ons mekaar kritiseer en dat ons mekaar afbreek en dat ons mekaar beskinder en mekaar se beste pogings in die wiele ry. Want ons het nou verander, ons het geword 'n mensdom wat privaatheid hoër ag as gemeenskap. Ons wys vir die wêreld ons gefilterde stories. Ons deel nie meer met mekaar egte stories nie. Ons waai vir ons bure in waar ons ook al bly, ons ken nie skaars hulle name partykeer. Iemand bel, o my aarde, iemand moet my tog nie bel nie. My hart trek saam, en wat wil hulle hê? En dan kyk ek wie dit is, o, dis so en so, as dit nou nie spam of fraud is nie, en dan dink ek, hulle moet maar vir my, ek sit my foon maar op voice mail, ek sal nou hoor wat hulle wil hê, en dan sal ek hulle antwoord. Definitief nie terugbel nie. Ek sal vir hulle 'n voice note stuur of WhatsApp. Nee? Daar's 'n woord vir dit ook, nie? Ons is deesdae bang om die foon op te tel. Telefobia. Vir al jong mense, o my aarde. Moet my net nie bel nie, want dan kan ek nie besluit hoe gaan ek reageer nie. Want dit is so on the spot, as iemand jou bel, moet jy dadelik sê ja of nee, of wat jy dink. Maar wanneer ek met 'n stemboodskap kan reageer, of 'n WhatsApp, kan ek mooi dink, hoe ek dit wil sê, mooi formuleer, regte emoji bysit. Ons is so besig, almal van ons met ons eie plannetjies en ons eie lewe, dat ons nie tyd het meer vir ware gemeenskap nie. Selfs wanneer jou beste vriend 'n ouer verloor, kan jy nie 'n draaitjie maak nie. Jy stuur 'n teksboodskap. Of wanneer jou kind rugby speel, en jy mis daai 3, omdat jy op jou foon was. Die uitdaging is dit vir ons. Die eerste eeuse Christene het Jesus gesentreerde lewens gelewe, wat mure afgebreek het, en wat aangesig tot aangesig het hulle die wêreld verander. Hoe sal dit nie wees as ons in die 21ste eeu ook 'n bietjie weerstand bied. Net so 'n bietjie weerstand bied en sê, hierdie toestel gaan nie my lewe heeltemal oorheers nie. Dis nie my baas nie. Wat as ek ophou om net boodskappe te stuur en te skraal en ek maak 'n plan om iemand van aangesig tot aangesig te sien? Wat van as ons net weer 'n bietjie ons huise en ons lewens en ons skedules bietjie weer vir mekaar oopmaak? Wat van as die kerk 'n plek is waar leë harte weer gevul kan word en gebroke mense hoort? So ek wil dit bietjie prakties maak. Kom ons maak hierdie boodskap vandag prakties en ek gaan jou vra om bewus te word van 4 dinge. Hoe dit nou ook al op jou van toepassing is. Ek wil hê net bewus, niks verder doen nie. Raak net bewus. Raak bietjie 'n waarnemer. Hou bietjie dop. Hoe dikwels is jy saam met familie en vriende? Julle saam. Julle kuier saam. Maar julle gee nie aandag aan mekaar nie. Want elkeen is besig op sy eie toestel. Julle saam, maar daar gebeur niks. Praat nie met mekaar nie. Elkeen is op sy foon besig met iets. Raak net bewus, al wat jy moet doen. Raak bewus van wanneer jy saam met iemand 'n koffietjie gaan drink of iets gaan eet.
of die foon op die tafel lê? Lê die foon op die tafel, al is hy omgekeerd? Lê hy daar? Hoeveel keer verbreek iemand die kontak wanneer daar 'n boodskap inkom, of 'n kennisgewing, om gou te kyk wat is dit? Iemand fisies is hierby, ja, maar iets op die foon is belangriker. Let bietjie op as jy vanaand in die bed klim. Wat's die laaste goedjies wat jy doen, as jy in die bed lê? Wat is jy mee besig, as jy nou rustig in jou bed klim? Is jy besig om te joernaal? Is jy dalk besig om te reflekteer oor die dag? Of dalk vir die Here dankie te sê vir alles vir die dag? Of is jy nog besig om gou 'n laaste boodskapietjie te skryf? Die van julle wat getroud is, julle langs mekaar in die bed lê, wat doen julle? Wanneer laas het julle saam gebid? Of met mekaar bietjie net weer geestelik of emosioneel net weer gekonnekt? Praat julle oor belangrike dinge? Of lê julle langs mekaar en elkeen kyk 'n paar reels, so vir ou laas? Raak net bewus. Dis al wat jy moet doen. Niks meer nie. Raak net bewus. En elke keer as jy na jou foon ryk, herinner jouself. Jy ryk nou na iets wat die oomblik gaan vul, maar jou siel gaan leeg bly. Herinner jouself nie daaraan. Ek ryk nou na iets, dit gaan my die oomblik vul, maar dit gaan my siel nie vul nie. Goed, dit was die eerste deel, raak net bewus. Nou 'n bietjie huiswerk. Jy moet bietjie huiswerk kry. Huiswerk 1. In plaas van om iemand hierdie week te WhatsApp en te vra hoe gaan dit, wees so dapper en bel hulle. Jy hoor tog iets in iemand se stem, wat jy nie hoor as jy net 'n WhatsApp stuur. Net een iemand hierdie week, bel hulle fisies en hoor hoe gaan dit. 2. Moenie net sê ek bid vir jou nie, of as iemand vir jou ietsie stuur van dit gaan bietjie rof, dit gaan sleg, daar's baie stres, spanning, whatever. Moenie net daai emoji stuur nie. Bid vir jou. Doen meer as dit. Tel dan die foon op en bid vir hulle oor die foon. Of bid fisies vir iemand, wees maar dapper. Bitter tot niemand sal ooit vir jou sê nee, dankie. Ek wil nie jy moet vir my bid nie. Bid vir mekaar. En dan moenie net sê jy gee om nie, wys jy gee om deur op te daag. Wanneer die Here aan jou hart pluk en jou aanhits om te sê, jy moet by daai een uitkom. Jy moet by daai persoon 'n draadjie maak. Luister. Wys jy gee om deur op te daag. Jesus se woorde is self, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Hoe sal mense weet dat ons die Here lief het? Deur 'n post wat ons post, deur hoeveel volgelinge ons het? Nee, deur hoe ons mekaar lief het. En daarmee sê ek nou hoegenaamd nie nou, jy mag nie meer jou foon gebruik nie, dis nou absurd. Wat ons sê is, moenie net toelaat dat 'n toestel jou besit nie, want dis wat ons besig is om te laat gebeur. Kies om jou hart, kies om nie jou hart aan hierdie skerm te gee nie, maar kies teenwoordigheid, kies liefde, kies die Here. En as jy wakker word, en jy ontdek, my feed is vol, maar my siel is leeg, dan beloof ek die Here het vir jou iets veel beter in gedagte, om jou lewe vol te maak.
Maar dit gaan nie toevallig, jy gaan nie toevallig daarby uitkom nie. Jy moet doelbewus en bidend, moet jy die Here se hart soek, en hom vra om jou lewe te vul, met sy liefde, sodat jy 'n verskil kan gaan maak, in regte, egte mense se lewens. Jesus het nie vir ons net 'n klomp woorde gestuur nie. Hy het die woord, het mens geword. Vir ons kom wys. Hy het vir ons die Vader se liefde van aangesig tot aangesig kom wys. So hierdie week, sit 'n bietjie meer jou foon neer. Kies om teenwoordig by iemand te wees en kies om iemand in die oë te kyk. Party goed is net te belangrik om met 'n skerm te kommunikeer. Dit vra aangesig tot aangesig. En kom ons wees dan nou daardie aangesig tot aangesig teenwoordigheid vir mekaar in die lewe. Ons sê tog nou nie verniet. Ons sê so dikwels vir mekaar, ons is die Here se hande en sy voete en sy stem in hierdie lewe. Maar hoe moet ons dit wees? Deur 'n skerm. Kom ons wees dit fisies. Jy is baie meer werd as 'n skerm. 'n Skerm gee lig, ja, maar 'n koue lig. Christus gee lig wat warmte bring en wat jou pad verhelder. So onthou, net soos wat jy jou foon moet laai, want kyk, dis darem maar 'n verskriklike ramp wat jou tref, as jou foon pap is, né? Einde van die wêreld. So onthou, net soos wat jy nodig het om jou foon te laai elke dag, net so moet ons nie vergeet dat ons siele ook 'n kragbron nodig het nie. En net God kan daai innerlike battery volhou. En dis die ware koneksie. Die ware koneksie met hom. Mag jy hierdie boodskap vandag, laat hy so 'n bietjie so rol in jou gedagtes. Mag dit jou aanspreek om te soek na koneksie, meer koneksie, daar's soveel maniere om meer koneksie te soek met God en met mekaar.